oor 3 dingetjies praat gou volgende. Wat het jy? Wat sien jy? En wat sê jy? Wat het jy vanmôre? Niks. Al was dit tyd ook toe God by Moses gekom het en hy sê, hy gaan lei my volk uit die slawehuis uit 400 jaar, het hulle as slawe gedien. En hy sê, Here, maar wat sal ek doen as ek voor Farao kom? Here sê, wat het jy in jou hand? Hy sê, ek het my staf in my hand. Here sê, gooi hom neer. Hy wil nie slang word nie, sorry. Want ek is nie Moses nie. Hy gooi hom neer, hy word 'n slang. En hy skrik. Here sê, gryp hom in die stert. En toe word hy weer 'n staf. Wanneer jy voor Farao staan, al wat jy nodig het, is dit wat in jou hand is. Want ek is God. Moses staan voor Farao en hy gooi sy staf neer en hy word 'n slang. Farao sê, ag, dit is maklik. Hy roep sy, wat sy goeders? Sy towenaars. Dis die regte woord. Hy roep sy towenaars. Hulle vat hulle staf, hulle gooi hom ook neer. En daar verander hulle ook slange. Maar weet wat gebeur? Moses se slang eet almal op. En toe gryp hom in die stok, in die stert, toe sy weer 'n staf. Wat het jy in jou hand? Wat het jy vanmôre? Wat sien jy? Daar's nog 'n ander staf. Dieselfde staf wat Moses die slang van wat 'n slang geword het, gebruik Moses by die Rooi See. En hy steek daai selfde dooie stok oor die Rooi See uit en God kloof die water. Dis nie wat jy het nie, dis God wat dit doen. God kloof die water. En ongeveer 3 miljoen Israeliete stap deur die Rooi See op droë grond. Maar dit was nie net hulle alleen nie. Hulle diere, hulle skape, hulle beeste, hulle hoenders. Wat het nog saam met hulle, ek weet nie, stap saam daardeur. 3 miljoen. Dit was nie so 'n breë paadjie nie, dit was 'n hoë weg. En toe hulle deur is, toe kom Farao se strydwaans en sê, ons gaan hulle neem. En toe hulle in die middel van die Rooi See kom, toe sê God vir Moses, steek weer daai staf oor die Rooi See. En die Rooi See maak toe. En hy verwoes die leermag van Farao. Wat het jy vanmôre? In jou eie hande, in jou eie lewe lyk dit nie veel nie. Maar dis al wat God nodig het. Wat sien jy? Aaron. Hierdie stok is morsdood. Stem jy met my saam? Kan hy weer lewe? In ons denke is dit onmoontlik. By ons redenasie sal hierdie stok nooit weer 'n blaartjie of iets kry nie. Maar die Here sê, daar's onmin in die volk en die Here sê, ek gaan julle uitwys, wie kies ek om in my diens te wees as priester, as hoëpriester. Laat die leiers van elke stam, 12 stamme, hulle stawwe bring en Aaron bring sy staf en hulle lê dit voor
die Here in die allerheiligste. En in een nag gee God die uitsluitlike keuse aan die volk, maak hy bekend. Wie moet voor hom dien? En aan Aaron se staf. Wie kan onthou wat se staf was dit? 'n amandel. Hoekom 'n amandel? Jy al ooit daaraan gedink? Die amandelboom is die een wat eerste bot na die winter. Die amandelboom is die een wat eerste lewe gee. Maar dit vat 7 maande vandat hy gebot het, 'n blommetjie is tot die ryp vrug. 7 maande. 7 is die volmaakte getal van God. 6 dae het hy gearbeid en die 7de dag het God gerus. In minder as 24 uur word daar die dooie stuk hout soos ek dit in my hand het. Is daar uitspruitsels, daar is bloeisels en daar is ryp vrugte, ryp amandels in een nag. Op 'n ander plek is daar 'n jong man met die naam van Jeremia. En God vra hom, Jeremia, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n amandeltak. Wat sê God vir hom? Jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Jy het goed gesien, want dit is die eerste blommetjie, dit is die eerste vrug wat wys dat die somer is aan die kom. Nuwe lewe is daar. Wat sien ons? Moeilikheid? Wat sien ons in Suid-Afrika? Korrupsie. Waaroor praat ons die meeste? Ons regering wat so pateties is. Maar vanmôre wil ek u vra, wat sien jy? Sien ons dat hy God is? Sien ons dat hy almagtig is? Sien ons dat hy alwetend is? Of word die druk van die lewe so, en die kommentaar van die lewe so, op ons afgedruk, dat ons nie kan besef, wie en wat hy werklik is nie. Wat het jy? Ek het net 'n dooie stuk stok, dis genoeg. Wat sien jy? Here, maar dit is 'n amandelstaf. Jy het goed gesien. Want ek is wakker. Ek wil jou aan jou toon, dat jy nog belangrik is in my oë. Dis alles in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament, sien ek, daar verander die prentjie. Laman sit by die skone poorten. Petrus en Johannes kom. En hy sê, gee my 'n almoes asseblief. Petrus en Johannes kyk hom so. Sê, hoor eens, wat jy wil hê, het ons nie. Maar ons het iets wat jy nodig het. Hulle sê, goud en silwer het ons nie. Maar dit wat ons het, wat het hulle gehad? Niks. Goud en silwer het hulle, maar wat het hulle gehad? God se woord, wat in hulle harte ingeplant is, wat die Heilige Gees wakker gemaak het, wat die Heilige Gees so strome van lewende water uit hulle binneste begin laat vloei het. Sê hulle, dit wat goud en silwer het ons nie, maar dit wat ons het, God binne in ons,
staan op en loop, en hulle gryp hom by die hand, en hulle rig hom op, en onmiddellik het hy saam met hulle gestap. Hy het nie eers gaan, soos baie keer predikers sien, staan op en bid, en dan loop hulle, jy prys die Here, nog bietjie. Nee, hy het onmiddellik gespring en gedans voor die Here, want hy's God. Maar hoe kom ons daarby? Hoe kan ons dit in ons lewens stel? Dat ook dit in ons lewens gebeur. Ek wil vir vanmôre sê, ga vir my na Johannes 4 vers 24 asseblief, Paula. Dit kom deur aanbidding. Ware aanbidding. Aanbidding wat God behaag. Hy sê God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Daar's twee faktore, gees en waarheid. Ons aanbidding moet wees, dit is nie plek nie, wat saak maak nie. Dis nie omstandighede wat saak maak nie. Dit is wat hier in die hart is, wat saak maak. Wanneer ons hom aanbid. Paulus en Silas is in die tronk. Hulle is in die blok. Hulle hande is in blok en hulle voet in die blok uitgestrek. Wat doen hulle? Ag, dis nie die moeite werd om God te dien nie. As dit Johan de Tooi was, het ek dit miskien gesê. Ek gee my lewe vir U, Here, en kyk nou waar sit ek, in die tronk, in die blok. Maar Paulus en Silas, en daardie omstandighede, gees en waarheid aanbring, begin hulle om lofliedere te sing. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. En hulle sing so, ek het dit al voorheen gesê, dat God sit op sy troon, hy sê, hy sit op die troon en die aarde is die voetbank van sy voete. Hulle het so lekker en opgewek gesing binne in die tronk, dat God hom nie in toom kon hou nie, en hy het met sy voet begin saam tap. En toe hy tap op sy voet, met sy voet, toe bewe die aarde, toe is daar 'n aardbewing, en die tronk se deure gaan oop, en die boeie val af, en hulle loof die Here, en want hy is groot. Dit is aanbidding, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, dit maak saak wie hier binne in jou is, wat in jou lewe. Halleluja. Aanbidding is ook dankbaarheid. Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in met lof, en sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys hom, soos U dit vanmôre gedoen het. Maar weet jy wat, ons moet dit nie net hier doen nie, jy moet dit in die oggend by jou huis ook kan doen, jy moet dit doen terwyl jy in jou kar kan ry, jy moet dit doen terwyl daar ander mense om jou is, jy moet dit doen terwyl jy om die braaivleisvuur staan. Maar pastoor, dit is nie van pas daar nie. Nee, dit is van pas op alle plekke, want God is alomteenwoordig. Ek lees van Corrie ten Boom, toe sy in die konsentrasiekamp na Barak opgesluit is. Toe is daar ontsettend baie vlooie wat hulle byt. En Corrie van ten Boom begin God loof in dankbaarheid vir vlooie. As hy een vlooi in jou bed is en jy die môre opgestaan het, dan soek jy hom, hy moet nie daar wees nie, maar Corrie ten Boom begin om God te loof in dankbaarheid, dat daar vlooie is wat haar byt, want weet jy wat dit gebeur? Die wagte was te bang om in haar barak in te kom, want dan by die vlooie haar, sodat hulle tyd gaan hê om met God se woord te sit en Bybelstudie te doen. Halleluja. Aanbidding is ook dankbaarheid. Aanbidding
Dankbaarheid verander jou perspektief, want hy is God. Dis nie omstandighede wat saak maak nie. Weer wil ek sê, dis hy wat in jou woon. Romeine 12, dankie Paula. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Aanbidding is ook in heiligheid. Daniël het geweier om van die koning se kos te eet. Hy het geweier, want hy wou hom nie besoedel met dit wat die koning voorgesit het nie. En die drank wat die koning aan hulle geoffer het nie, hy het gesê, nee, ek sal groente eet en water drink. Sy aanbidding kom ook daarin, dat hy eer aan God gee. Ek lees van 'n persoon met die naam van George Miller, wat honderde weeskinders elke dag kos gegee het. En het nie een keer vir enige persoon op aarde 'n sent gevra om by te dra nie. Wat het hy gedoen? Wie kan dink? Hy het homself verneder voor God en hy het gebid. Want hy weet wie antwoord gebed. En vir jare het hy kinders kos gegee as gevolg van sy aanbidding, as gevolg van sy geloof, as gevolg van dit wie hy weet in hom is. Jy weet, aanbidding is ook diensbaarheid aan jou medemens. Ons dink ons doen maar net goed aan ons medemens, aan die minderbevoorregtes. Dis ook aanbidding. Matteus 25 vers 40 sê: En die koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar, ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Wanneer ons diensbaarheid bewys aan ander mense, is dit asof jy dit aan God self doen. Dis dan wanneer jou perspektief verander, is dan wanneer jy nie meer vra nie, maar jy gee dit uit die diepte van jou hart uit. Want hy is God. Wat het jy? Wat sien jy vanmôre? En wat gee jy? Maar pastoor, jy ken my nie, jy ken nie my omstandighede nie. Jy ken nie uit wat sy huis ek groot geword het nie. Jy is heeltemal reg, ek ken dit nie. Maar ek ken die God wat jou gemaak het in jou moederskoot. Hy het jou kunstig geweef. Hy het jou gemaak, sodat jy 'n eer vir hom kan wees. Lukas 17, 20 en 21. Ek wil by die kruks kom,
wat die Here my gegee het, en ek wil dit vanmôre met julle deel. En toe deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Het Jesus gevra, wat sal die teken wees van die wederkoms? Matteus 28, het 'n lang lys gegee, maar hier sê hy, het kom nie met sigbare tekens nie. Die volgende vers, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want, sê dit saam met my, die koninkryk van God is, met ander woorde, waar is die adres van God? Waar bly hy? Hy sê baie duidelik, ek bly nie in tempels met hande gemaak nie. Maar hy woon binne in jou en in my. Koninkryk, ons lees dit, dis nie 'n plek nie. Dis nie 'n gebied nie. Koninkryk is 'n posisie. Die woord koninkryk in die Afrikaans vertaling sou beter vertaal gewees het wanneer hulle dit vertaal het met heerskappy. Kom ons lees hom nou. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die heerskappy van God is binne in julle. Met ander woorde, hy moet my hele lewe beheer. Dan is ek onder sy heerskappy. Dan is ek onder sy autoriteit. Dan is ek onder sy gesag. Dan is ek onder sy mag en sy krag. En al hierdie dinge is binne in jou en my teenwoordig. Maar wanneer ons voor 'n krisis kom, of wanneer ek by 'n siekbed staan, wat het die Here gesê? Gaan maak die siekes gesond, wek die dooies op, en aan die armes moet julle die evangelie verkondig. Nou kom ek by 'n sieke in die hospitaal, dis Johan de Tooy. Ag Here, kom maak my broer en suster gesond. Ek sê vir Zella, gaan half by die sout in die kas. Ek wil dit oor die braaivleis gooi. Nou stap sy tot voor die kas, dan sê sy, pa, kom haal die sout tog asseblief. Pa, die sout is joune, kom haal dit, kom vat dit nie, he. Sy moet die sout vat en na my toe bring. Jy sê, gaan maak die siekes gesond. Nou staan ons by die sieke, en nou sê ek, Here, kom maak hom gesond. Dieselfde krag, dieselfde mag, dieselfde gees, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, sê die skrif, sal julle sterflike liggame lewend maak. Halleluja. Halleluja. Jy kan hom 'n beter lofoffer gee as dit. Want dis nie ek wat dit sê nie, dis hy wat dit sê. En hy's 'n God wat nie kan lieg nie. Dis onmoontlik. Dis een ding wat God nie kan doen nie. God kan nie lieg nie. Elke woord wat uit sy mond uitkom, is ja en amen en het skepingskrag. Hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En as hy dit roep, dan is dit daar, omdat hy God is. Kan jy nou sien hoeveel waarde God aan u en aan my gee, deurdat hy sê, ek woon nie in tempels met hande gemaak nie. Deurdat hy vanmôre vir jou sê, die koninkryk, my heerskappy, is
binne in julle. Maar weet jy wat? Die vyand kry dit nog steeds reg. Soos in die tuin van Getsemane, in die tuin van Eden. Jesus wou mislei het en verlei het. Hy gebruik self die skrif om vir Jesus te sê, as u van hierdie dag afspring, die skrif sê, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, om u op die hande te dra, en u sal nie u voet teen 'n klip stamp nie. Wat sê Jesus vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Daar's een wat jy moet aanbid, en dis die Here, God, en hom alleen. Kan jy nou verstaan die prys wat Jesus betaal het in die tuin van die Getsemane toe hy die beker geledig het? Daardie beker, toe hy in hom kyk het, was hy so angstig in sy menswees dat hy die sondes en die siektes van hierdie wêreld gesien het. En hy, as seun van God, wat geen sonde gedoen het nie, moes hierdie beker ledig. En hy moes sonde gemaak word. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God. Maar die duiwel sê vir ons, Jackie, jy's net die seun van André van der Merwe. Nee, ek is vir jou nuus. Jy's seun van God, want jy's weergebore. Nie uit water, jy's weergebore uit water en gees. Dis wie jy vanmôre is. Dis wat aanbidding, jou lofprysing en aanbidding in jou wakker maak. Hoekom is dit so lekker as ons soos almal saam is, soos ons vanmôre, julle het uit die hemel uit gesing. Julle het my siel verkoop. Hoekom? Omdat hy in my woon. Dit ervaar dat julle dit nie vir 'n mens gedoen het nie, maar vir hom. Hy sê vir hulle ook, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor. Wie kan onthou, wat sê die volgende woord? En oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Al lyk dit vir jou of dit skade is, 6 maande verder gaan jy terugkyk en wat jy gedink het dit was skade, gaan jy opmerk en sê, Here, dit was u goedheid, dit was u guns, u het my deurgedra, toe almal hulle rug op my gedraai het en gedink het ek sit in die varkhok, het u my gedra en u dit omgekeer en dit is om u naam te verheerlik. Wat het jy? Here, ek het niks, dis ook goed, dis goed genoeg. Want hy is alles. Maar vanmôre wil ek jou vra, wat sien jy? Sien jy oorwinning? Sien jy genesing? Sien daai stoute seun van jou, wat nie ore het nie. Wat nie wil luister nie. Wat op al die verkeerde plekke is. Wat dink jy wil hierdie wêreld red van drank en al die drank self uitsuip, soos Dion sê?
Wat sien jy? Wat gaan jy hom vanmôre gee? Begin lewe oor hom spreek, want Spreuke sê die mag, ons moet mooi luister wat die woord sê, ons hang baie keer aan lewe en dood, maar dis nie wat daar staan nie. Hy sê die mag van dood, omdat God weet, ons spreek so maklik dood, ons spreek so maklik die verkeerde, ons spreek so maklik, sê, ek het al gehoor ouers sê, vir 'n kind, ek maak jou vir die tronk groot. Weet jy wat sê jy? Want jy het nie ore nie, ek maak jou vir die hel groot. Weet jy wat sê jy? Jy spreek 'n oordeel oor jou kind, spreek lewe, spreek lewe. En as jy dit gesê het, vra die Here nou, as jy vra hom sommer nou vergifnis, sê Here, ek sny dit af, dit gaan nie gebeur nie, ek maak my kind groot vir die koninkryk van God, vir sy heerlikheid, vir sy naam, vir sy grootheid, al sien jy dit nie nou nie, maar jy gaan die vrug van jou lippe, die waarheid gaan jy sien, voordat jy sterf sal jy weet, dat God het ingetree op 'n bonatuurlike, wonderlike wyse, op 'n wyse wat jy nooit oor kon dink het in drome, dit sou so gebeur het nie. Want God is nie eentonig nie, hy werk nie altyd dieselfde nie, hy werk met elkeen van ons verskillend. Kom, ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Ons is 3 seuns. My ouboet kon my pa 'n pak gee en het geluister. My middelbroer, wat nou al oorlede is, as my pa 'n pak gee, dan maak hom net meer rebels, dan sê hy, slat my nog, ek sal dit doen. Jy kan my slat. Maar as my pa hom op sy skoot tel, sê, kom sit die boetie, kom hier Paul, en hy begin met hom mooi praat, dan breek hy op, dan sê hy, pa, slaan my liewerste, moenie so met my praat nie. Die jongste, dis nou die uwe. Die swaarste straf wat my pa my kon gee, vir my gaan sê, gaan was die kar. Ek het dit gehaat. 3 seuns, dieselfde ma, dieselfde pa, dieselfde opvoeding, maar reageer op 3 verskillende wyses. Jou pa ken jou. Hy gaan ons nie almal op dieselfde manier behandel nie, want hy weet. Die een moet op 'n siekbed lê. Hy moet op sy rug lê en net kan opkyk boontoe. Dan weet die Here, nou het ek sy aandag, daar kan ek met hom praat. Die ander een kan op 'n ander manier gestraf word, dan weet God. Hy weet hoe presies hoe om met jou en met my te werk, want hy het jou gemaak. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Ek sluit af. Wat het jy? Ja, ek het niks. Ek het nie veel nie. Jy het nie veel nodig nie. Al wat jy nodig het is hy wat in jou woon. Wat sien jy? Sien jy oorwinning? Of sien jy die nederlaag? En wat gee jy vanmôre? Silwer en goud het ek nie. Maar dit wat ek het, gee ek vanmôre aan elkeen van u. En dit is lewe. En lewe in oorvloed. As jy nog nooit jou lewe met God reggemaak het nie, as jy nog nooit die Here om vergifnis gevra het
vir jou sondes nie. Dan is dit nou die tyd. Hy is die kenner van die hart en hy is die toetser van die niere. As jy net vanmôre vir hom sê, Here, ek is jammer, dan sê ek is hier om jou te vergewe. Want ek het die prys betaal op die heuwel van Golgotha. Ek het my bloed gegee om jou te reinig en jou te heilig. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, daar was 'n tyd in my lewe toe ek aan die brand was en ek gedien het voluit, maar ek het so stadig maar seker verkoud. En Here, ek is nou by die plek waar ek moet wees nie. Dan sê hy, ek is hier. Vanmôre, my seun, my dogter, gee my jou hart. Dis al wat hy vanmôre wil hê. Want jou hart is die setel van lewe. As hy jou hart het, het hy jou hele lewe.